Goeiemôre almal, baie welkom hierso. Dis skoolvakansie. So ek is seker al die mammas en die pappas is nou baie opgewonde. Ons kan so 'n paar minute laat slaap in die oggend. Ons hoef nie dou voor dag op te staan om 'n kosblik te pak of ietsie te pak nie, maar baie welkom hier vandag. En ek sien hier sommer 'n paar nuwe gesiggies ook. Welkom hier by ons. Mag jy die liefde van Jesus hierso ervaar. En hulle seën. As julle, ons net vir julle sê, die badkamers is net hierbo, daar in daai gebou. Ons gaan na die tyd lekker saam koffie drink en lekker kuier daarbo. En dan kom asseblief, ons wil jou graag beter leer ken. So kom join ons daar vir 'n koffietjie. Maar aan die res van julle baie welkom vanoggend en mag julle vandag die liefde van Jesus ervaar en mag julle sy woord en sy kos wat hy vir jou spesiaal voorberei het, ontvang. En mag jy dit in jou hart gaan bære en jy uitvat en dit gaan deel met die mense daar buite. Kom ons staan en dan sing ons saam tot eer van die Here. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid, die sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, as die prys wat U betaal het.
Dis hy, nou ja, welkom vanoggend hier. Ek is so bly die sonnetjie skyn. Dit voel sommer lekker warm en snoesig. En dit is lekker om almal van julle se gesiggies te sien. En mag julle vandag die Here net regtig in die diepte van jou hart ervaar. 'n paar goedjies, opgewonde goedjies wat ons het vir die gemeente wat opkom is, die eerste dingetjie is, ek wil eintlik vir julle sê, in die oggende 9 uur, dan kom ons by mekaar hier, so net hier buite is 'n klaskamer, dan kom ons saam en dan bid ons. Ons bid vir die gemeente, ons bid vir die leiers, ons bid vir almal wat siek is, almal wat swaar kry, almal wat swaar trek. Jy weet, en ons kom net saam en ons dra, ons staan in, ons is gemeente en die wat bid, staan in vir die wat swaar trek. Partykeer voel dit vir jou las is so swaar, dat jy amper nie op jou knieë kan gaan, om te gaan bid nie. En dit is wanneer ons mekaar nodig het, om mekaar te dra in daai omstandighede en daai tye. So ek nooi elkeen van julle uit, as jy vroeg kom partykeer net so bietjie vroeër, en dan kom join jy ons, en dan kom bid ons saam hierso, in die klas langs aan. Jy hoef nie te bid nie, jy kan net daar sit, en jy weet, in jou gedagtes, in jou gees, saam met ons daar wees om te bid. So asseblief, as jy bietjie vroeër hier is, 9 uur in die oggend, en dan kom bid ons saam, hier in die klaskamer hier langs aan. Dan die volgende ding is die manne se maak en braai boereworsdag, wat die 18de Julie is. Nou ja, dit is 'n lekker mannedag. Ek weet daar's 'n klare klomp manne wat alreeds hulle hande opgesteek het. Wat ek verstaan is, dis hash vir die vrouens, ons mag nie weet nie, maar wat ek verstaan is, jy bring maalvleis, jy maak vir jou eie boerewors, hulle gaan al die gadgets en die goed hê om die boerewors te maak, en dan is daar blykbaar 'n kompetisie oor wie se boerewors is dan die lekkerste. Hulle gaan 'n spreker hê vir die manne, om julle ook te kom praat, en dan gaan julle sommer net lekker saam kuier en lekker saam bond oor, soos julle manne dit geniet, natuurlik oor 'n braaivleisvuurtjie, waar julle gaan. So moenie uitmis op hierdie dag nie, dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees, waar julle net mekaar kan leer ken en saam kan kuier. En dan die volgende ding is ons jeuggroei. Nou ek weet dit lyk nie of hier vandag te veel mense is nie, maar dit is skoolvakansie en almal is out and about, maar julle sal sien, die oomblik as die kinders uitgaan vir die jeugbediening, is die kerk leeg. En wat 'n voorreg om soveel kinders in die gemeente te hê, wat die toekoms is vir ons kerk. Maar vir ons om hulle te kan oplei, om in Jesus se voetspore te loop, het ons gewillige hande nodig, en gewillige mense, wat wil instaan, en die kindertjies kom leer, en vir hulle kom leer van Jesus, en dit is so lekker, want hulle is so nuuskierig, en hulle het soveel vra, en hulle wil so graag weet, en wat 'n voorreg, om dit wat jy weet van Jesus vir hulle te kan kom vertel. So as jy voel, dit druk op jou hart, om deel te raak van die kinderbediening, kan jy asseblief, kom sê sommer vir enige iemand in die gemeenteraad, of vir Lewan, of vir Esmerie, laat weet ons, en dan word jy deel van die kinderbediening. En dan is dit tyd vir ons offergawes, om die Here te dien met ons offergawes. Dankie. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, near to the Father's heart. He existed in the beginning with God. God created everything through Him. Nothing was created except through Him. Nothing was made without Him. Life to everything that was created, and His life brought light to everyone, and the light shines in the darkness,
extinguishes. Yes, the light shines in the darkness. And the darkness can never extinguish it. Cannot overcome it. Cannot overcome it. So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love, love and faithfulness. We have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. We have seen his glory, glory of the Father's one and only Son. One and only Son. One and only In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, near to the Father's heart. Kom ons lei die oor. Hemelse Vader, baie dankie vir die pragtige video wat ons nou kon sien. Dankie vir die diens, dankie vir die kollekte. En dankie dat ons hierdie kollekte kan aanwend en niks anders as die verspreiding van u woord en die betaling van die skoolsessies waar ons hierdie diens kan aanbied. Dankie dat ons dit net weer kan terug aanwend en ons weet u sal voorsien. Amen. As hy goeiemôre julle. Ek het gisteroggend by 'n pastoraal het ek 'n baie mooi skrifgedeelte gelees en ek gedink ek wil dit graag weer vir julle lees. Dit is Psalm 121. My hulp kom van die Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet in die naam bo alle name, in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En weet verseker, die Here Jesus is hier vanoggend. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Lord, I come into your holy place, stand in awe of your cleansing grace. Who am I that you would care for me? I glorify the one who died for me.
glorified, glorified. Let your name be lifted up and glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. Let your name be lifted up and glorified. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able,
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Sy kroon, daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. Ons lewens, U regeer bovenal. Driemaal heilig is die Heer, hy wat was en is en kom. Hy is die Alfa en Omega, almagtig en verhewe. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. U regeer. Almagtige Vader, Here, dit gaan alles oor U almagtige God, soos wat hierdie lied nou net bevestig het, Here. Al die eer en mag en krag behoort aan ons God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, en hoe wonderlik is dit om dit te weet, Here, dat U almagtige God is in ons lewens, Here. Afrikaners in die gemeente van Hibiscus Coast. U heilige en almagtige teenwoordigheid is hier vanoggend, Here. Daarom wil ons U loof en U prys, almagtige Vader. Ons eer U vir alles wat U vir ons doen, Here. Ons is lief vir U, God. Here, help ons asseblief, wat se gedagtes ook al in ons kop is, Here. Maak asseblief alle gedagtes stil en rustig en kalm, asseblief almagtige Vader, en maak ons harte en ons gedagtes oop vir U woord vanoggend, vir U stem, vir die hart van die Vader. Ons begin vandag
in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen. As julle kan maar sit. Daar's nou nie Sondagskool vanoggend nie. So niemand hoef na enige klaskamers toe te gaan nie. Nou ek is seker, ek is oortuig, julle gaan iets nuuts leer vandag. Julle gaan iets nuuts hoor vandag. Nou die tema vandag is Jesus voor die krib, of in Engels, Jesus before the manger. Dit is nogal 'n groot gedagte. Ek weet nie of julle al ooit eers al hierdie gedagte gedink het nie. Maar dit is eintlik interessant. Ek het vroeër jare, en dis sekerlik van julle ook, het julle ook so hierdie siening gehad. Ek het vroeër jare geglo, by Jesus se geboorte was sy eerste dag. Daar was Jesus se eerste dag met sy geboorte as die babietjie. Maar later, soos ek ouer word, toe begin ek soos ek die skrif begin ondersoek, soos wat Johannes 3 vers 16 sê, God die Vader het sy enigste seun gestuur. Dit beteken Jesus was by die Vader gewees, voordat hy aarde toe gekom het. So dis nogals interessant, en ek het so 'n gesprek so terug met my broer gehad, ook hieroor. En toe vra ek my broer, wat was Jesus se naam voor die krib, voor sy geboorte? En dis my broer, nou dit is interessant. Nou dit is waarna ons gaan kyk vanoggend. Jesus voor die krib. Jesus before the manger. Nou die skrifgedeelte vanoggend is Johannes 1 vers 1 tot 18. En julle is welkom om saam te lees. En die lied was nou eintlik 'n inleiding, nê. So in die begin was die woord. Nou daai woord is eintlik 'n verwysing na Jesus, want jy kan sien hy's in hoofletters geskrywe. So in die begin was die woord daar. En die woord was by God, was by die Vader. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hulle verwys nou na Jesus. Dit is eintlik interessant hierdie skrifgedeelte. Hulle praat van Jesus, en dan praat hulle van Johannes die Doper. Praat hulle weer van Jesus, dan praat hulle van Johannes die Doper. Nou verwys hulle weer na Johannes die Doper. Vers 6, daar was 'n man wat deur God gestuur is. Interessant, hy is ook gestuur. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kan kom. Hy was self nie die lig nie. So Johannes was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Praat hulle weer van Jesus. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Dan het daai woord is nie herken nie, nee, dis erken. Ek gaan dan 'n bietjie daarna kyk. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie. Nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. En dan verwys hy weer terug na die woord toe. Eerste 5 verse het hulle gepraat oor die woord, en praat hulle weer van die woord in vers 14. Die woord het mens geword. Nee, toe Jesus mens geword het. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Praat hulle weer van Johannes die Doper. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Praat hulle weer van Jesus. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus
gekom. Niemand het God al ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. So om julle so 'n bietjie agtergrond te gee, die skrywer van hierdie boek is Johannes. Maar ek moet dit vir julle baie mooi verduidelik. Dit is Johannes. Dit is een van Jesus se disippels. Maar dit is nie die Johannes die doper nie. Die disipel Johannes verwys na Johannes die doper. So julle moet nou mooi verstaan, hè. So in vandag se skrifgedeelte sien ons eintlik hier is 'n inleiding vir die res van die boek. En wat baie mense weet nie eers eintlik is hierdie inleiding kan gesien word as 'n lied nie. Dit is eintlik 'n lied wat gesing kan word. En vers 18 is die hoogtepunt van die lied. Ek gaan hom nou nie vir julle sing nie. Ek is baie dinge, maar ek is nie 'n sanger nie. Maar dit is die hoogtepunt. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. So vir die sangers, julle kan dit 'n bietjie gaan ondersoek. Dit is baie interessant hierdie. So in vandag se skrifgedeelte gaan ons bietjie kyk, ons gaan bietjie stil staan by 'n paar punte. Ons gaan eers stil staan by in die begin was die woord by God. Dan gaan ons stil staan waar God stuur vir Johannes die doper. Johannes die doper moet kom getuig. En dan sien ons waar die woord het mens geword. En die laastens waar die Johannes was eers, het hom bekend gemaak en nou kom Johannes, nou moet hy begin getuig. Nou, ek weet jy of julle ook opgelet het, dis wat die Bybel ook so baie interessant maak. Baie keer is daar dieselfde storie wat weer gesê word. So Johannes begin met dieselfde inleiding as Genesis. In die begin. In die begin. Genesis ook mos so, nê. In die begin was die aarde woes en leeg. Johannes begin ook. In die begin was die woord by God. In die begin. So in die Ou Testament, dis nou waar dit baie nog meer interessanter maak. In die Ou Testament is wat baie mense nie weet nie, en dalk het jy dit al gehoor, maar ek gaan dit vir ons verduidelik. In die Ou Testament in Jesaja 42 vers 8, waar God sê, ek is die Here, dit is my naam. Nou daar staan eintlik, en jy in die Engelse Bybel, staan daar 'n naam. Maar wat die Jode gedoen het, wat die Israeliete gedoen het, hulle ag God se naam so heilig. Hulle het hom vervang met die woord in Engels Lord of God. So oral in die Ou Testament as jy die woord sien Lord in al 4 in hoofletters of die woord God al 4 in hoofletters, dan staan daar eintlik in Hebreëus God se naam. So ek sê, maar hulle het dit vervang, maar net omdat God se naam so heilig is. Maar daar's 'n naam. En jy sien dit in die Bybelkolleges, hulle maak dit vinnig aan jou bekend. En die naam is YHWH. Dit is God se naam in Hebreëus. In Engels is dit YHWH. So dalk het jy al gehoor van dit. Dit is hoekom party teoloë sal sê Yahweh of Jehovah. Dit kom van daar af, maar hulle sit letters in die middel van die hoofletters, nê. Maar God se naam is eintlik YHWH, dis in Hebreëus. So wat dit nou interessant maak is, die Vader, ons kan sê die Vader is, ek gaan die woord maar sê Yahweh, maar julle weet dit is eintlik YHWH. Nou die Vader is Yahweh, dis die Vader se naam. Dit wys na sy godheid toe. Jesus se naam voor die krib is ook Yahweh. Dit wys ook na sy godheid toe. Die Heilige Gees se naam voor die krib wys ook Yahweh. Is ook YHWH. Dit wys na hulle godheid. So al 3 wys na YHWH. Ek het ons gewoond geraak aan die Engels. Al 3 wys na YHWH. Al 3 is God. Baie interessant. Die ouens, mense wat gaan nog verder wat in teologie sal dit raak lees of sal dit hoor. Nou in die Bybelse universiteit sê hulle nogals hierdie ding. En dan maak hierdie ding gaan julle nog, hierdie stelling gaan julle moet simmer in julle gedagtes. Dit gaan 'n rukkie vat voor dit insak. 'n Mens kan ook sê God stuur vir God
na die kruis toe. Dan vaar God op na die hemel toe. Dan stuur God vir God om te kom bly in elke gelowige. Dis baie interessant, né? Baie interessant, want al drie is God. Nou in vandag se skrifgedeelte, ek wil die eerste 5 verse vir julle weer lees. In die begin was die woord, ons kan sê Jesus, ons kan sê Yahweh daar. En die woord Jesus was by God, so Yahweh was by Yahweh. En die woord Jesus was self God, Yahweh. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom, is in Jesus, in hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So ek wil julle terugvat na 'n tyd toe. Eintlik dis die verskil tussen Johannes se inleiding en Genesis se inleiding. Genesis gee vir jou inleiding van die begin van die skepping af. Maar Johannes se inleiding vat jou eintlik terug na 'n tyd toe, na selfs voor die skepping. Dit vat jou na 'n tyd toe nog voor enige iets gemaak is, nog voor die skepping, nog voor die hemel en die aarde gemaak is. Na 'n tyd toe voor enige iets geskaap is, nog voor enige iets bestaan het. Julle moet dit eintlik in julle gedagtes sien. Ek weet nie of dit eers moontlik is nie. Jy moet 'n prentjie in jou gedagtes begin sien van 'n tyd nog voor die sterrestelsels gemaak is, nog voor enige planete bestaan het, nog voor die engele gemaak is. Na 'n tyd nog voor die hemel daar was, nog voor enige engele bestaan het die Vader, die Seun en die Heilige Gees was hulle daar. So ek sê, ek gaan vandag vir julle iets nogals 'n nuwe prentjie gee, of 'n interessante prentjie gee. Nou dit is 'n tydperk buitekant 'n horlosie. Dit is 'n tydperk buite tyd. Want tyd werk nie altyd by die Here nie. Die Here werk met sy eie tyd, nê. Ons het 'n horlosie, die Here het sy eie timing, hy het sy eie tyd. Hy het 'n baie groter plan vir ons as wat ons dalk dink. Hy werk anderste. So dink net vir 'n oomblik daaraan. Hierdie is 'n tyd waar net die Vader en die Seun en die Heilige Gees bestaan het. En toe besluit hulle, kom ons skep. Laat die skepping begin. Mens hoor altyd 'n ander weergawe by daar buitekant in die wetenskap, nê. Mens hoor 'n ander weergawe op die TV, hulle gee vir jou 'n ander weergawe. Maar volgens die Bybel is dit wat gebeur het. So eerste skep God die geestelike hemel. Want ons weet die hemel is geestelik, nee, is geestelike engele is mos geeste. Kry mos goeie engele en slegte engele, maar albei is geeste. So eerste skep God die geestelike hemel en die engele. En daarna vorm God die fisiese planete. En julle ken daai bekende gesprek in Job 38, waar God 'n gesprek het met Job, waar hy vir Job vra, wie het die aarde afgemeet? Weet jy dit? Wie het die maatlyn oor hom gespan? Waarop is sy voetstukke neergesit? Mens kan heeltemal God se hand sien met die skepping, nê? Maar die ongelowige sal vir jou ander weergawe gee. Hulle sê nee, is miljoene jare. Maar die Bybel is baie duidelik. Jy sien God se hand heel duidelik in hierdie skepingsverhaal. Waarop is sy voetstukke neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit? Daardie oggend toe die sterre, dit praat van die hemelliggame, van die engele, daardie oggend toe die sterre saam gesing het en al die hemellinge gejubel het. Dit beteken die engele het die skepping geaanskou. Hulle het gesien toe die Here sê, laat daar lig wees, daai planeet, daai planeet, daai planeet. Die engele het dit aanskou soos dit gebeur het. Baie interessant, nê? Nee. Dit gebeur binne sekondes. En daarna, soos wat ons lees in Genesis, toe sweef die ruach, soos in die Hebreëus sê, die gees van God oor die aarde, oor die planeet aarde. En toe sien God, die aarde was woes en leeg. Nee, en toe sê God, laat daar lig wees, en onmiddellik is daar lig. Dit is baie interessant, nee. So in vandag se skrifgedeelte sien ons, die skrif bevestig, Jesus het alles geskape.
Hy het alles geskape, nee. Al drie was betrokke by die skepping. Nie net die een, of nie net daai ene of die ander nie. Al drie was betrokke by die skepping gewees. So as ek julle op die einde gaan vra, wanneer was Jesus se eerste dag? Daar was nie 'n eerste dag nie, hy was daar gewees van die begin af. Van die begin af. So alles wat jy kan sien met jou oë, die aarde, die bome, die kraanse, die valleie, alles is gemaak deur Jesus. Al die seediere, al die visse, die dolfyne, die walvisse, alles is geskep deur Jesus. Al die landdiere, al die olifante, die kameelperde, selfs die dinosourusse. Want die Bybel sê, alles is geskape deur Jesus. Alles. Al die planete, die son, die maan, die sterre. Jesus is baie groter as wat ons baie keer besef. As hy 'n planeet kan roep tot bestaan, hy is baie groter as wat ons besef. Die hele skepping het tot stand gekom deur Jesus, deur die woord. Nee, elke keer as ek sê die woord, ek praat van Jesus, deur die woord. Nou hier gaan ons nou 'n bietjie dieper nou. So kan ons tekens sien van Jesus in die Ou Testament? Ja, ons kan. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie wys. Die woord Jesus was daar gewees in die begin. In die verhaal van Jona, kan ons sien. Jona was vir 3 dae in die vis gewees. Het verwys dis 'n voorafskadu na Jesus. Jesus was vir 3 dae dood. Met sy kruisiging. Isak se offer, Isak dra die hout, hy's die offer. Vir weer as 'n voorafskadu van Jesus in die Ou Testament. Die pasgalam in Exodus, praat van Jesus. Die manna uit die hemel, dis Jesus. Die rots wat water gee, dis Jesus in die Ou Testament. Hy is die hoëpriester. Hy is die lydende knegg in Jesaja. Hy is die Messias uit Bethlehem in Micha 5. Hy is die seun van die mens in Daniël. Dis Jesus. En om dit nog meer spesifiek te maak, in Genesis 1 vers 26, by die skepping, toe het God gesê, kom ons, maak die mens as ons verteenwoordiger. Dis meer as een. Al drie was betrokke by die skepping. Weer in Genesis 11 vers 7, julle ken die verhaal van die toring van Babel. Daar weer waar kom jy sien mens die woorde waar God sê, kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle tale. Nee, al drie was daar. Al drie was betrokke. Mens kan dit nogal sien ook in die verhaal van Abraham met die stad van Sodom en Gomorra. Daar kan mens ook sien, 3 mans het vir Abraham gaan besoek. En daar staan nog ons in die skrif, hulle het eers al 3 mans het saam met Abraham geëet, toe bly God agter. Die 2 ander mans het afgestap na Sodom en Gomorra toe. Die een man het agtergebly. Daar staan, God het agtergebly. En toe sê God, kom ons stap af na Sodom en Gomorra toe, om te gaan kyk, ons wil gaan kyk. God bly agter en God gaan kyk. Interessant, nee, baie, baie interessant. So die drie-eenigheid is heel verseker sigbaar in die Ou Testament. Nou in Jesus was daar lewe, die skrif sê in Jesus was daar lewe, die ewige lewe, dit bevestig weer, Jesus is God, dit bevestig sy godheid. In Jesus was daar die lewe, die ewige lewe. Maar Jesus kan vir jou die ewige lewe vir jou gee, hy bied dit aan. Hy bied dit aan en ons weet, net God kan die ewige lewe aanbied. Geen mens kan die ewige lewe aanbied nie. Net God. Die ewige lewe kom van God af. En Jesus is die bron van die ewige lewe. Dan praat Johannes van 'n boodskapper. Hy sê, God stuur 'n boodskapper, hy stuur vir Johannes die doper. Hy sê, daar is 'n man op pad. Daar is 'n man op pad, hy is gestuur deur God. Hy het gekom om te getuig oor Jesus. Hy moet vir hulle vertel van die lig. Die lig is op pad, sodat almal deur hom tot geloof kan kom. Johannes die doper is self nie die lig nie. Hy is nie die lig nie, hy het vir die fariseërs gesê, hy is self nie die lig nie. Hy moet getuig van die lig. Nou wie is die lig? Dit is nou die groot vraag. Wie is die lig? Jesus is die lig. Die woord is die lig. Jesus is die bron
van lig. Julle gaan sien ek heeltyd gee ek tekens van Jesus se godheid, die heeltyd. Al hierdie is tekens van Jesus se godheid, nog voor die skepping, Jesus se godheid. Jesus is die bron van lig. Die lig is op pad vanuit die hemel af. Dit is op pad aarde toe. Die woord is op pad. Johannes die Doper moet getuig oor Jesus. En dis Johannes wat later uitroep, ek is die een in die woestyn wat roep, maak die pad vir die Here reguit. Nee, dis 'n ander manier om te sê, ek maak voorbereiding. Ek kry die pad gereed. Die Messias is op pad. Maak die pad reguit. Maak die pad gelyk. Die koning is op pad. Dis die werk van Johannes die Doper. En dan gebeur dit, die skepper van die hemel en die aarde, die Alfa en die Omega, die heilige lig is op pad. Jesus beweeg af van die hemel af na die aarde toe, om mens te word, 100% God en 100% mens terselfde tyd. Yahweh is op pad aarde toe. Ons skepper, ons maker is op pad aarde toe. Ons sal in Engels sê, die Logos is op pad. Die Logos is die manier hoe God homself openbaar aan die mensdom. Nee, Jesus is die manier hoe die Vader homself openbaar. So as jy wil weet, hoe is die Vader? Kyk na Jesus. As jy wil weet oor God, die Vader se liefde, kyk na Jesus. Altyd die kinders verwelkom. As jy wil sien oor genade, kyk na Jesus. Jesus verteenwoordig die Vader. Nee, dis die Logos. Die Logos is 'n persoon. Jesus Christus. Ek gebruik nou groot woorde, maar julle sal by julle insink. Jesus is God in die vorm van 'n mens. Hy was nie net 'n mens nie. Hy was God in die vorm van 'n mens. En dit bring my na punt 3 toe. Die woord het mens geword. En ons ken die verhaal. Die engele kondig die nuus aan Maria. Maria sal 'n seun in die wêreld bring. Sy naam is Immanuel, by ons. Yahweh, by ons. YHWH, by ons. God, by ons. Dieselfde God van die skepping. Hy is by ons. Kyk wat sê Jesus se disipel. Dis nou weer Johannes, Jesus se disipel. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Ek het eers gedink, ek het eintlik eers verkeerd gelees. Ek het eers gelees herken. Want hulle het hom nie herken nie, maar eintlik is die regte woord erken. Dit beteken hulle het hom nie erken as die Messias nie. Hulle het hom nie erken as God nie. Hulle het hom nie erken as die seun van God nie. Hulle ontken sy godheid. En jy mens kan sien, dit is vandag nog eintlik nog aan die gang, nê. Baie mense ontken Jesus se messiaskap. Hulle ontken Jesus se godheid. Is maar vandag nog steeds so. Hy het na sy eie mense toe gekom. Hy het na die Jode toe gekom, die mense van Israel, en hulle erken hom nie. Hulle erken hom glad nie. Hulle sien al die wonderdade. Hulle sien hy het Lazarus uit die dood op laat opstaan. Hulle sien al die gesondmakings, 5000 mense kos, een keer en tweede keer, maar hulle erken hom nie as God nie. Hulle erken hom net eenvoudig nie. God het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, of aanvaar nie. Hulle aanvaar hom nie. Dit is eintlik tragies. Hy het na sy eie skepping toe gekom. Hy het ons geskep, hy het die mense geskep, en sy eie mense aanvaar hom nie. Maar kyk wat sê vers 12 en 13, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. So waarvan praat Johannes nou? Uit God gebore. Praat van wedergeboorte. Wanneer jy deel word van God se familie. Maar daar's baie sienings omtrent hierdie. Party mense glo in Calvinisme. So party mense glo God red jou al nog voor geboorte. Jy het nie eens 'n keuse gehad nie, of jy nou wil of nie. Hy forceer jou, hy red jou teen jou wil. Dis Calvinisme, nê?
Of baie mense, dalk het jy al gehoor, baie mense het gesê, hy het besluit, hy gaan vandag gered word. Dis interessant, nee. Maar is dit korrek? Nee, beide is nie korrek nie. Dis eintlik 'n kombinasie van al twee, maar dis eintlik 'n kombinasie. So wat is die regte siening? Dis God reik eerste uit na jou toe. Die eerste beweging kom van God af. Hy stap eerste oor na jou toe. Dan roep hy uit na jou toe. Ek wil jou red. Dan reageer jy. Jou antwoord is 'n reaksie. Dis al wat dit is. Dis 'n reaksie. God roep eerste, Willem, ek wil jou red. Of Susan, ek wil jou red. Of Pieter, ek wil jou red. Dan reageer jy. En jy sê, red my Here asseblief. Dan word jy gered. Maar die eerste beweging kom van God af. Dit is die werking van God. Dit is die werking van die Heilige Gees. Jy kan jouself nie red nie. Anders het die wêreld opgelaai en dit self begin red. Jy kan jouself nie red nie. Niks wat jy doen dra eintlik by tot jou redding nie. Niks. Jy kan bydra met jou geestelike groei, maar niks wat jy doen dra by met jou redding nie. Dit is die werk van God. As ek sê, God kom eerste na jou toe. Hy raak jou gedagtes eerste aan. Hy raak jou hart eerste aan. Kyk wat sê vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons, aan die woorde die disippels, het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Aan die woorde, Jesus het dieselfde heerlikheid as die Vader. Dieselfde heerlikheid. Dis nie 'n minder heerlikheid nie, of 'n ander tipe heerlikheid nie. Dis dieselfde heerlikheid as die Vader. Aan die ander woorde, Jesus het dieselfde majesteit. Dit is wat heerlikheid beteken. Hy het dieselfde majesteit, koningskap. Hy het dieselfde heiligheid. Hy het dieselfde krag. Hy het dieselfde skoonheid en hy het dieselfde eer en hy het dieselfde grootheid as die Vader. Hy het dieselfde heerlikheid. Soos in Engels sê, the glory of God. Jesus het dieselfde glory, dieselfde heerlikheid. En eendag gaan ons Jesus sien, gaan ons sy heerlikheid sien, sy waarlike heerlikheid sien. Die mense het vir Jesus gesien in die vorm van 'n mens in Jerusalem. Maar eendag wanneer ons voor hom staan, gaan jy God sien in sy waarlike heerlikheid, soos wat hy regtig is met sy godheid. Dis hoekom die Bybel sê mos in Jakobus, die duiwels was ook al in die teenwoordigheid van God en hulle sidder van angs. Hulle is verskriklik bang van God se grootheid, Maar eendag gaan al die kinders van God sien in sy wonderlike heerlikheid. En hy gaan jou verwelkom. Welkom my kind. Geen vrees by ons nie. So Yahweh word mens, die woord het mens geword. So God stuur Johannes die Doper, nou moet Johannes kom getuig. Nou moet hy begin getuig. Nee, wanneer God mense stuur, dis nie maar net om te gaan stuur nie. Daar's 'n werk gekoppel. Nie wanneer die Here vir jou 'n gawe gee, daar's 'n werk gekoppel, nee. Wanneer hy jou red, hy red nie net jou, maar nou kan jy maar terugsit en terug gaan na jou huis toe en nou kan jy maar weer die TV aansit. Nou is jy gered nie. Nee, daar's 'n werk gekoppel. Daar's 'n roeping gekoppel. Net soos met Johannes die Doper. Johannes weet, hy's baie bewus van sy roeping. Hy weet, hy moet getuig. Johannes het dalk nie van die ander gawes nie, maar hy weet by hom, hy moet praat. Hy moet sy mond oopmaak en hy moet praat. En hy het een groot boodskap. Hy het dalk nie eens ander boodskappe, maar hy het een groot boodskap. Baie keer soos evangeliste, nê. Evangeliste het een boodskap om jou na die Here toe te lei. Evangeliste maak jou bewus van jou sonde en hy lei jou na die Here toe. As 'n evangelis, heeltyd dieselfde boodskap. Nou Johannes die Doper ook, een boodskap. Kom tot bekering en roep uit na God toe. Die koninkryk van God is naby. En hy het die mense begin doop. Omdat hy berei voor, hy het die mense al begin doop. Hy berei die mense voor, hy berei die grond voor vir die Messias. Die Messias is op pad. En dit is wat hy sê vir sy disippels, Johannes die Doper het ook disippels gehad. Hy sê vir sy disippels, kyk daar is Jesus. Kyk daar's die man waarvan ek julle vertel het. Dit is hy, sien julle hom, daar stap hy oor kan die rivier. Dit is hy wat die nasie gaan verlos van hulle sondes. Daar stap die lam van God.
Daar stap hy. En hy begin getuig. Johannes, soos ek gesê, Johannes begin al die mense doop. Ons kan nog eendag 'n bietjie 'n boodskap daaroor ook hê. Dit is ook 'n baie interessante boodskap. Die doop. Maar soos ek sê, hy begin die mense voorberei. Nee, hy het 'n baie belangrike taak, dis sy werk. En dit is interessant dat die Bybel sê, hy is gestuur deur God. Nee, God het hom gestuur met 'n spesifieke taak. Is nie net om mense te gaan doop nie. Die Here het nie vir ons gesê, Johannes, jy gaan eendag, jy moet in die woestyn toe gaan en daar moet jy die mense gaan doop nie. Nee, is baie groter as dit. Dit gaan saam met dit. Maar die groot ding is, hy moet begin getuig. Sy mond oopmaak en begin getuig. Ek wat sê vers 16, uit sy oorvloed, uit Jesus se oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Nou dit is onverdiende genade. Want julle weet, soos ek in die verlede ook al gesê, dis heeltemal onverdiende genade, want die feit dat ons almal sonde gedoen het, beteken tegnies gesproke verdien ons almal die hel. Dit is wat dit beteken. Maar uit God se groot genade bied hy vir jou vergifnis aan en hy bied vir jou redding aan. In die oomblik as jy sy vergifnis aanvaar en jy roep uit vir redding, dan word jy vergewe en jy word gered. Dan is jy skoon gewas. Dan is jou nuwe bestemming is die hemel. So dit is net genade. Jy kan niks doen, jy kan nie jou eie sonde probeer uitvee nie. Niks wat jy doen nie, daar's net een iets wat daai sonde van jou kan uitvee. Net een iets. En wat is dit? Dis die bloed van die lam, wat jou sondes kan uitvee, wat jou weer kan nuut maak, soos in die begin. Hy maak jou heeltemal nuut, asof jy nog nooit gesondig het in jou lewe nie. Hy maak jou heeltemal nuut. Jy staan dan voor God soos 'n nuwe mens. En wanneer hy jou dan sien hy eintlik sy seun. Jy is skoon gewas deur die bloed van sy seun. Kyk wat sê vers 18. En ons weet Moses, volgens die Israeliete, was Moses 'n baie groot en 'n belangrike profeet. Hulle het hom baie hoog geag. Maar hierdie skrifgedeelte sê, Jesus is nog groter en nog meer belangriker as Moses. Nog voor Moses daar was Jesus al daar. Jesus is baie groter, dit is wat hulle sê vir die Israeliete. Ek wil sê vers 18, niemand het God al ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. So niemand het al ooit die Vader gesien nie, niemand nie. As jy baie keer moet skepties wees, dis nie eers skepties nie, jy moet heeltemal dit glad nie eers glo as iemand na jou toe kom en hy sê hy het die Vader gesien nie, niemand. Jesus kan met jou praat in 'n droom of in 'n visioen, maar niemand het al ooit God gesien nie, nog nooit, en die skrifgedeelte bevestig dit. Niemand het al ooit die Vader gesien nie, net Jesus het al die Vader gesien. Hy is die enigste seun, hy is self God. En Jesus kom maak God se karakter bekend aan die wêreld. En dit is interessant hierdie vers 18, ek wil eindig met hierdie vers 18. Hierdie woorde wat sê, sy enigste seun, self God, kan ook vertaal word met Jesus, die unieke God. Julle weet, die skrif sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, en die woord was self God, hy was by God in die begin. Alles is deur hom geskape. Alles het deur Jesus in tot stand gekom. En hy hou alles tot stand. Die Bybel sê alles is deur hom gemaak en vir Jesus geskape. Jesus staan sentraal in die evangelie. En ons erken hom. Hy is absoluut die Messias. Jesus is, en ons verklaar dit vanoggend. En ek eindig met hierdie woorde. Jesus is die seun van God. Jesus is die Messias. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, dankie vir hierdie mooi boodskap vanoggend, Here Jesus, reguit uit die hart van die Vader af, reguit uit die hart van Jesus en van die Heilige Gees af, Here Jesus. Here, dankie vir
Laat ons dit kan besef, Here, en kan bewus word dat U is baie groter as wat ons dink en besef, Here. U was al daar in die begin. U was daar in die tyd, nog voor enige iets geskape was. Nog voor enige sterrestelsels gemaak is. Nog voor enige planete, nog voor enige iets, was die Vader, die Seun en die Heilige Gees daar. Geen begin en geen einde nie. U het geen begin en geen einde nie. U was nog altyd daar en U sal vir ewig daar wees. Vir ewig en ewig was U daar. Here Jesus, en ons verklaar U grootheid vanoggend, almagtige God. En ons erken dit, Here Jesus, ons erken dit absoluut, Here Jesus. U is waarlik, soos wat daai soldaat gesê het by U kruisiging. Waarlik, hierdie was en is die Lam van God, die Messias. En ons verklaar dit vanoggend, Here Jesus. Waarlik, U is die Seun van God. En ons eer U, Here Jesus. En dankie, Here Jesus, dat U vir ons vergifnis offer, Here. Dat U vir ons vergifnis aanbied, elke persoon hier. Dat U ons aan ons harte aanraak, aan ons elkeen van U, wat hier is vanoggend. U wil ons elkeen red. U hart is vir ons elkeen, Here. Dankie daarvoor, almagtige God. Here, ek bid vir elke persoon hier vanoggend, Here Jesus. Ek bid dat U ons harte sal aanraak, dat U ons harte in roering sal bring, Here Jesus, en dat U met ons elkeen se hart sal werk, Here Jesus, met geestelike groei, almagtige God, dat U ons sal bring nog nader en nader, nog nader en nog nader na die Vader. Help ons, Here Jesus, om U karakter, Vader, nog beter te ken, nog beter. Here Jesus, soos wat Johannes die Doper se roeping, Here, help ons, Here, om te getuig. Help ons om ons monde oop te maak, Here. Laat ons lippe beweeg. Raak ons tonge aan, Here Jesus. Laat ons tonge kan begin praat. Laat ons kan getuig, Here Jesus. Asseblief, almagtige God. Here, ek bid vir elke gesin waar ons huis toe gaan na hierdie erediens, Here Jesus. Ek bid vir veiligheid, Here. Ek bid vir beskerming, almagtige God. Ek pleit die bloed van Jesus bo op elke ene hier vanoggend. Ek pleit die bloed van Jesus bo op elke leier van hierdie kerk, bo op die gemeenteraad van hierdie kerk. Ek pleit die bloed van Jesus bo op hierdie gemeente, die gemeente van ACK, Hibiscus Coast. En ons verklaar dit, Here. Hierdie is U gemeente, Here Jesus. Laat U wil geskied, almagtige God. Ons bid dit in die naam bo alle name. In die naam van Yahweh. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Is die naam van kind nie werd, o selfs my sake reël, my lewe kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdors, nog voordat ek kon skuld bely.
Vars vieze kus weer duis. Die seun bring my verlore mens weer in die Vaderhuis. Weer in die Vaderhuis. As ek kom ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle elkeen sy vrede gee. Amen. As ek kom ons gaan geniet 'n lekker koppie koffie en tee.